het ek gedink, dit sal iets anders wees. Dalk sal die Here my na nasies stuur. En die nasies, daar was mense van Hongarije, van Austrië, van Amerika, van Londen, van Frankryk, Nederland. Dit is net die nasies van Japan. Die nasies is in my huis. En by ons deur staan daar, ek en my huis dien dolgraag die Here. En daar was nog nie 'n mens in my huis wat nie vir my gevra het om dit vir hulle te vertaal nie. Ek het nie nodig gehad om te getuig nie, hulle het my gevra. En het was my so mooi, dan sê ek, oh, this is a verse in the Bible. En dan kan ek vir hulle vertel, en dan party ontvang dit, en party is verras, en party sê, do I believe it? En so kan lekker gesprekke begin. Maar iets vreeslik mooi, ek het 'n dame van Austria daar by my, vir 3 dae gehad. Nou, ek sê altyd, dank die Here, ek het 'n tannie gehad wat ook eksentriek is, want anders het ek haar nie verstaan nie. Ek het vir my boetie gesê, gelukkig het ons 'n paar eksentrieke mense in ons familie, toe lag hy kliphard, asof het hy is nie. Maar, hy is definitief ook een van hulle. Maar ons praat vanoggend, wat noem God geseënd? Julle, ons voel nie elke dag geseënd, as ons na ons omstandighede kyk nie. Jy voel nie geseënd as jy siek is nie. Daar is sekere tye wat ons nie geseënd voel nie. En ek sien op hierdie motor staan 'n baie mooi motor, blessed. En ek is bly vir daardie persoon dat hulle so 'n mooi motor kan ry. Maar ek wonder, Here, wat noem U geseënd? Wanneer ek en jy vandag vir mekaar sê, ek wens jou en bid jou goedheid en guns toe. Wat sien ek as goedheid en guns? Hoe sien ek dit? Versus hoe sien God se woord dit? En dit maak ons so vry, julle, in tye wanneer ons na ons buitewêreld kyk en dit nie match met ons binnewêreld nie. Om te sê, maar God se woord is die waarheid, wat hy geseënd noem, is geseënd. So ek het hierdie dame in my huis en ek sê vir my boetie, hulle het al so gelag, kyk, hulle love my travel stories, maar hulle wil elke dag weet wie's daar en wat's die storie van die dag. Nou, die mense het my geskuif op elke manier, want alles wat ek nog nooit gemaak het in my huis vir ontbyt nie, wou hulle twee hê. So, yes, like man, master chef, bring it on. So ek was op Google leer, meer in hierdie week, om te kyk hoe om sekere goedjies te maak. Ken julle van 'n poached egg? In my lewe het ek hom nog nooit gemaak nie. Ek het 2 keer van dit gemaak, nie? Dan bewe my ou beentjie soos ek het vir hulle vat, want ek weet nie of dit reg is nie. Maar elke keer as ek het so 'n oulike silwer soutpotjie, en elke keer as sy die soutlepeltjie gebruik, kan sy sê, oh, I love this little spoon. Nou, dis 'n welbeleese vrou wat hoog in die universiteit is, wat die wêreld vol reis, en dan elke keer, oh, I love this teaspoon. En Saterdagoggend toe ek al groet, toe hulle laaste maaltyd, nou sê hulle, ek moet klein gaan, hulle ry nou, ek moet nou nie vanoggend vir hulle groot kos gee nie. Nou sê sy, toe dit bring, nou hoor ek kan eintlik hoor, sy sê, die vrou ken nie van min kos nie. Ek sê, nou, I understood you, nou laag sy, ek sê, I am abundance, big heart, I'm mama abundance, nou laag sy. Nou sê sy, ek sê, but what spoon did you like? Every morning you say, I love this spoon. They say, oh, this one. I say, but you can take him home. And you can remember this time in the Cederberg and the goodness of God. And sy kyk my so, sy sê, oh, no, I could never. Ek sê, yes, you can. Sy sê, but I don't need to take something back, Chantal, to remember you. I don't know what happened, but you are in my heart. En ek kyk haar so en ek dink, liefde het gebeur. Ek het haar lief gehad. Julle, watter groot geskenk, as om net dat iemand jou met jou eksentriekheid, of jou andersheid, ontvang en lief het. Jou help, eerlik is. Sy het op die dag gekom wat my pa sy hemelse verjaardag vier, so my hart was baie seer Woensdag, en hier kom hierdie 2, eksentrieke ou siele daar by my aan. En ek was vir hulle lief, asof dit my eie ouers is. Ek gaan vir julle goed wees. Want weet jy wat, die goedheid van God rus op ons lewens. En daardie goedheid, jy hoef niks te doen, dat dit uit jou straal nie. Dit was nie die tee, of die
Dis nie goed wat ons doen nie, julle. Dis soos daardie geregtigheid van Christus wat in ons is. Ons hoef niks te doen om dit te verdien nie. Die oomblik toe ek hom aangeneem het, het ek dit. Ek het niks nodig om God se goedheid te verdien nie. Sy goedheid is in my. Sy goedheid het hy vir my en jou gegee. Want geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees is ons deel. Dis ons deel, dis jou geskenk. En die vyand sal altyd vir ons wys wat ons nie het nie. Want hy is teen God se woord. Hy is altyd teen wat is geregtigheid. Hy soek altyd verhoudingsprobleme, né? Dat daar so 'n bietjie skeiding kom. Hy soek altyd dat jy voel, ek is nie reg met God nie, ek voel ver, ek voel ek bid teen die plafon vas. Of verhoudings met mense, kollegas. God het gekom om herstel te bring. Geregtigheid, vrede, prins van vrede, Shalom. Ons het vrede, ons moet dit behou. Hy het dit vir ons gegee. En dan daar die vreugde in die Heilige Gees. Nie vreugde in my omstandighede nie. Soms is daarom ook nou nie dom nie, nee. Gaan nou nie rejoice wanneer oor 'n slegte omstandigheid nie. I rejoice in believing dat God alles kan doen. Dat God amazing is. Voor mense kom, het ek regtig beleef, dis soos Jana nou getuig, ons wil God met die klein goedjies, met die groot goed vertrou, en soms dink ons, ag, hy is die skepper van die heelal, hy is te besig om nou hierdie gebed te hoor. Ek bid vir mense voor hulle kom, dat die Here vir hulle 'n sagte hart sal gee, dat hy harte van klip, harte van vlees sal maak, dat daar geen transference sal wees wat nie van hom af is nie. Ek bid dit elke keer oor mense wat kom. En ek sê vir Jan, ek was Vrydag aand alleen in my huis met mense van Austrië en Hongare. Nou, ek het nog net daai fliek van Kavistan gekyk, so ek was so bang vir daai mense, so wat hulle seker vir my was, nee. Nou, kom die tannetjie daar aan. Hulle lyk net soos in die fliek. Sy's net so groot en rond, met so lekker bollakkie, en daai skoene wat so staan, julle maar sy's cute. En alles is, beautiful. Ek dink dis al wat haar seun van geleer het. Dis, mamma, sê net beautiful en dan gaan jy ver kom. Alles is net beautiful, né? En die man kan ook nou skaars met my praat en hulle wil kontant betaal en alles is vreemd, né? Hulle wil kontant betaal, dis hy en sy ma en nou sit ek en 2 ander ou tannies en ek voel nie lekker nie. En nou die man in ons huis, nou dink ek, o, liewe Jesus, vanaand asseblief moet ek weet nie, kan ek vra die engele om ons huis sit? Nou sê ek vir Jan, ek het nou die voordeur gesluit, dat hierdie mense kan nou nie in die nag ontsnap nie. Nou weet ek, is dit 'n goeie idee of 'n slegte idee, nie, dalk moet hulle maar gaan. Nou sê ek vir die tannies, hulle moet hulle deur ook sluit. En dan sluit ek my deur ook. Nou lag ek eintlik vir myself, want, jy weet, ek sê, ag Here, U lag seker ook nou lekker vir my, wat nou my deur so sluit. Ek sê, maar, ek vra altyd dat U die keer van die mense wat U op my pad wil stuur, op my pad stuur. So ek ontvang hulle, en ek gaan nou nie bekommerd wees oor wat hier gebeur nie. Want, en so betaal hulle kontant, en hulle kom met 1 sakkie, so klein sakkie, alles lyk verdag. Nou, lag ek so vir die 2 ander dames, want ek sê toe nou maar vir hulle ook, hulle het nou die hele week nie hulle deur gesluit nie, toe sê ek net, ag you know, sometimes just we lock our doors. Sattel vir hulle, sê, gaan nou slaap en gaan sluit julle deure. Maar die mense het ingekom, wou nie tee drink nie, wou nie eet nie, hulle het gesê, we're very tired, hulle kom van die lughawe af, we want to sleep. Nou kom die 2 tannies, want dit was 2 tannies wat saam getravel het, nou hulle is baie nuuskierig, nou kom hulle die volgende oggend uit, want hulle wil nou die mense van Hongarye sien. Nou is hulle klaar weg, want hulle wou 7 uur eet om 7:30 weer in die pad te wees. Nou sê hulle, Chantal, did you lie to us? There are no people, want hulle 2 het gaan stort toe die mense gekom het. So hulle het daai mense nie met 'n oog gesien nie. Nou lag ons. Ek sê, they were in and out. Maar dit was so mooi, toe ek hulle gaan groet het. Nou praat die tannie met my in haar taal. Julle en sy praat, en nou kyk ek vir hom, en ek hou haar hande vas, maar natuurlik weet ek nie wat sy sê nie. En haar seun sê toe wat sy vir my gesê het, en sy spreek 'n seën oor my uit. Maar weet jy wat, terwyl sy dit in 'n ander taal doen, en ek nie 'n klou het wat sy vir my sê nie, en ek net met haar oë connect, weet ek dat sy my seën. Dat haar planne vir my mooi is, haar gedagtes. Is dit nie ongelooflik nie, julle? Want die seën van God, is 'n plek, en dis in jou hart.
Dit is jou deel. Dis die rykdom van Jesus Christus, Christ, in and amongst us. Jy kan dit nie wegsteek nie, dit is soos 'n lig, julle, wat jy nie onder 'n maatemmer kan wegsteek nie, daai lig skyn. So ek wil vanoggend vir ons sê, bokant wat ons sien, bokant wat ons beleef, dat die seën van die Here maak ons ryk op elke gebied. En daardie rykdom, julle, moet ons oë oopgaan vir wat dit is. Die rykdom van Jesus Christus. Ek luister in die week na 'n jong man wat sê, sy lewe was baie gemiddeld. Hy sê, en hy het toe hierdie power talks begin luister, wat sê, jy is geseënd, jy is powerful, jy is geliefd. En hy sê hoe dit sy lewe verander het. Elke oggend, 7 minute lank, luister hy na dit, en dan gaan doen hy dit, leef hy dit, dat daar seën op sy lewe is. Hy praat nie van die Here nie. Dis maar soos positive confessions, nee? En hy sê hoe sy lewe verander het, toe hy glo, ek is geseënd, ek is geliefd, ek is in staat. En ek dink, wie die eerste ek is uitsprake gehad, was Jesus Christus. En daar is spiritual laws, julle, wat werk. Van daai goed werk vir hom, because it is spiritual law om te sê, ek is geseënd. Maak nie saak, julle, van my omstandighede nie, ek is die geseënde van die Here. Ek is die gestuurde van die Here. Ek is lig en nie duisternis nie. Ek verdryf tans donkerte. Dankie Here vir wat U doen. Dankie vir die werk wat U doen. Dankie vir U liefde. Dankie dat goedheid en guns my deel is. Dankie dat U seën tot in die 1000ste generasie. Ek is deel van daardie seën, want my ouma grootjie het U gedien, my ouma het U gedien, my ouers het U gedien, ek dien U, die wat na my kom dien U. Wow, julle, in plaas van te kyk, iemand is nog nie gered nie. Te sê, ek is deel van daardie seën. So ek gaan nou nie net praat nie, ek gaan vir ons woord lees, om te sê, wat is daardie seën wat hy sê. Numeri 6:24 tot 26. Die Here sal jou seën en jou behoed. Hy beskerm ons. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, ons het dit gesing, en vir jou genadig wees. Wat is geseënd wees? Hy sal genadig wees oor jou. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef, en hy sal vir jou vrede gee. Julle, wie gee vrede? Net die Here gee vrede. Hy noem dit geseënd. As jy vanoggend nie vrede het nie, kan jy hom vra en hy kan jou vrede gee. Om hom te ken, is seker die grootste rykdom wat daar is. Die rykdom om Christus te ken, dat hy my naam ken, en dat ek om enige iets kan vra. Ek het 'n plek in ons kamer waar ek bid, en gisteraand laat het Jan gebel, en hy sê, kom is jy nog wakker? Ek sê, jy is nog wakker. En ek sal my foon ergens moet stel, dat mense nie kan sien ek's wakker nie. Maar ek sê, ek kan nie gou slaap nie, my kop is nog te vol. Hy sê, vol, of sê net, wat gaan aan, hoekom kan jy nie slaap nie? Ek sê, nee, het was nou lekker, ek het my sussie gister gesien, en ons het 'n hartseer week gehad, ons het my pa verlang, en toe verlang ek my sussie, en toe moet ek by familie wees, fisiese familie, en toe is my kop, sy was baie hartseer, en my kop is sommer jammer vir haar, en ek is by 'n klomp goed, en baie keer onthou ek die sleg van my ouers se sterwe, nie die 80 mooi jare nie, en ek sê gisteraand vir die Here, ek sê, Here, ek was al soveel keer op hierdie plek, op hierdie mat voor U met die probleme, en ek bring dit vanaand weer na U toe, om vir my volle vrede te gee. Help my, 'n reis van die goed van my geheue. Laat dit agterskuif en nie mooi vorentoe skuif. Dat wanneer ek 'n memory oproep, dat dit mooi sal wees. Nie die agteruit gaan, die hulpeloosheid, die sleg wat ek beleef het nie. Julle, dit is so 'n lekker plek om na my Vader te gaan, met my gebrokenheid, né? Kan dit nie verander nie, julle, ek kan niks verander aan my omstandighede nie, maar ek weet hy hoor my, en ek weet hy noem my geseënd. Want ek kan met hom praat, en hy hoor my, en hy ken my naam. Hy ken my, hy het my lief. En hy het my ouers lief, en hulle is by hom, en wat 'n vreugde, en vrede, julle, is so 'n plek in Christus, dit is so 'n koestering. Ek sê vir Jan, moenie nou bekommerd wees nie, ek sê okay, hy sê, maar hy wens hy was daar,
om by my te wees. Ek sê, weet jy Jan, ek is eintlik vanaand so bewus hoe naby die Here by my is. Nader dalk as jy op hierdie oomblik. Want hy het my gehoor. God is by ons. Jeremia 17:7-8. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en sal nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hy hou nie op om vrug te dra nie. Is dit nie die mooiste teken van geseënd wees nie? Dat in ons moeilike tye, in ons moeilike seisoene hou ons nie op om vrug te dra nie. Want hoekom nie? Die Here hou ons in stand. Sy goedheid hou ons in stand. En daardie woord om blessed te wees, nê, beteken, is so mooi, dis sacred, is 'n bietjie afgesonderd, sanctified, and granted special favor. Is dit nie mooi nie? Wanneer God sê, I abundantly pardon you, sê hy vandag ook vir jou, wanneer jy jou sonde bely, ek gee vir jou ook everlasting joy. Joy in believing, nie joy in omstandighede nie. Ek sê vir jou wie jy is, die wêreld en omstandighede. En dan wil ons praat oor die saligsprekinge van Christus. Ek moet bly by ons tema, dis Matteus 5 en 6, gaan lees dit in jou eie tyd. Julle, dis die beste verse in die Bybel wat God geseënd noem. Ek gaan dit vir ons lees. Ek het dit in die Matteus 5, vers 6-12, ek lees dit in die Engels. Blessed, joyful, nourished by God's goodness. Hoe mooi is dit? Blissful, nourished by God's goodness are those who hunger and thirst for righteousness, those who actively seek right standing with God, for they will be completely satisfied. Blessed, content, sheltered by God's promises. Is dit nie mooi nie? Are the merciful, for they will receive mercy. Blessed, anticipating God's presence, spiritually mature are the pure in heart, those with integrity, moral courage, and godly character, for they will see God. Blessed, spiritually calm, with life joy in God's favor, are the makers and maintainers of peace, for they will express His character and be called the sons of God. Afrikaans sê, geseënd is die vredemakers. En daardie vrede, julle, die beste vrede, hoekom het ek en jy vrede? Want ons het vrede met God gemaak. Daar is nie vrede sonder God nie. Dis hoekom Jesus gesê het, moenie die vrede wat die wêreld gee, vat nie. Dis tydelik. Nee, sy daar op jou laai-lou lê op 'n lekker koel somermiddag met 'n lekkertjie in die hand of 'n roomys. Ai man, ons het dan vrede, né? Dis dan lekker. Maar weet jy, dis tydelik. Dis so 10 minute. Dan onthou jy weer 'n probleem. Maar vat die vrede wat ek gee, dan sal jy nooit weer honger en dors nie. Want hy sê, honger en dors na geregtigheid. Honger en dors na wat God so goed is, dan sal jy nie weer dors wees nie. So those with integrity, moral courage and godly character, for they will see God. Blessed, spiritually calm, with life joy in God's favor. Hoe mooi is dit? Life joy with God's favor. Dit is nie vir 'n oomblik nie. Hy sê sy woede is vir 'n oomblik. Maar sy vrede, sy blydskap, sy guns, sy goedheid is vir 'n leeftyd. Blessed, spiritually calm, with life joy in God's favor, are the makers and maintainers of peace, for they will express His character and be called the sons of God. Blessed, comforted by inner peace and God's love, are those who are persecuted for doing that which is morally right, for theirs is the kingdom of heaven, both now and forever. Blessed,
morally courageous, and spiritually alive with life joy in God's goodness are you when people insult you and persecute you. Nog nie, wil nie dit hoor nie, né? Dat hy sê, as jy insult word en gepersecute word for righteousness sake, nie omdat jy iets verkeerd gedoen het nie, né? Sien jouself geseënd. Hoekom? Want Christus was geinsult en gepersecute oor die waarheid. And falsely say all kinds of evil things against you because of your association with me. Be glad and exceedingly joyful, for your reward is in heaven and it is great. It is absolutely, en, ek kan nie daai woord sê nie. Absolutely, kom ons sê maar net wonderlik. For in this same way, they persecuted the prophets who were even before you. Be exceedingly glad. Dan, Psalm 84 vers 4. Blessed are those who dwell in your house and in your presence. They will be singing your praises all day long. Blessed is the man whose strength is in you, in whose heart are the highways of Zion. Ek wil net vir julle sê, julle moet mooi luister, ek kom 'n toets hierna, né? Ons gaan toets skryf. Ek sê dit maar net. Blessed is the man whose strength is in you, in whose heart are the highways of Zion, passing through the valley of weeping. Wie het al deur 'n valley of weeping gegaan, né? Wat noem hy dit? Passing through. Moenie daar gaan kamp opslaan nie. Passing through the valley of weeping, they make it a place of springs. Daar waar jy gekom het, dit het nie goed gelyk nie, dit lyk mooier as jy daar weggaan. Daarom as ons uit hierdie saal uitgaan, moet mense weet, hier was mense van geregtigheid. Ons maak die plek beter as wat ons hom gekry het. Ons maak hom skoner. Ons los goed beter. Van daardie heerlikheid vertel van God en sy goedheid. They go from strength to strength, increasing in victorious power. Each of them appears before God in Zion. Dan Johannes 20:29, ek hou so van hierdie, dis waar Jesus met Thomas praat. Jesus se reaksie op Thomas was, hy het mos vir hom gesê, wys my jou hande. Toe sê hy, glo jy nou dat jy klaar gesien het? Ek sê vir jou, geseënd is hulle wat nie sien nie en tog geglo het. Weet jy wat, vanoggend, net omdat jy glo en jy het Jesus nie self fisies met jou oë gesien nie, noem hy jou en my geseënd. Is dit nie amazing nie? So as jy dink, ag, niks van hierdie ander goed maak vir my sin nie, vat hierdie een. Jy het hom nie gesien nie, maar jy glo, hy was, hy is en hy sal altyd wees. Matteus 5:8, ek het hom gelees, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Weet jy wat vir my die mooiste van blessed are the pure in heart? Ek het 'n pappa wat so is. Ek sê is, want ek dink daai karakter is ewig. My pa het niks sleg nooit in enigiemand gesien nie. Want sy hart was so rein. Wanneer jy 'n rein hart het, sê ek vir jou, nee, dan's alles om jou, sien jy met daardie rein hart en rein oë. Jy dink nie mense is sleg en evil nie. En jy dink nie die slegste van mense eerste nie. Want jou hart is so rein. En ek sê baie keer vir die Here, as mens nou goed van jou geliefdes kan erf, nee, dan wil ek daardie ryk erfenis van my pa hê, dat ek, omdat ek profeties is, nie altyd net die verkeerd wil sien nie. Mag ek asseblief 'n rein hart hê, dat ek mense sal sien, soos U hulle sien. En weet jy wat, dit was so 'n veilige plek, omdat my pa so 'n rein hart gehad het. Ons het altyd na hom toe gehardloop as ons goed droog gemaak het, né? Want dit is 'n lekker plek. Hy gaan vir ons teregwys, maar is 'n veilige, liefdevolle plek. Hy sê, hulle sal die Here sien. Dis mooi. Hulle sien God, hulle sien die een wat rein van hart was. Is dit nie mooi nie? Wow. Dan, ek het hom gelees, Jeremia 17 vers 7, en dan Matteus 5 vers 3, ek het Matteus 5 begin lees van vers 6 af, maar hierdie is die een wat ons vir mense kan gee, wanneer hulle ook swaar kry. Geseënd is die wat weet, hoe afhanklik hulle van die Here is,
want aan hulle behoort die koninkryk van God. Wie hierso is afhanklik van God? Kyk vir mekaar en noem mekaar geseënd. 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 Geseënd is jy wat weet hoe afhanklik jy van God is. Een van die mooie dinge van, ek dink van geseënd wees, is om te bid. Want dis 'n manier om te sê, Here, ek het U nodig. Ek is afhanklik. Daar waar ek nou mense, die nasies na my kom, kan ek maklik dink, jogg man, dis nou my lekker koppie tee en my ma se mooi Royal Albert wat mense so spesiaal laat voel. Of ek kan weet, Here, ek is so afhanklik van U, dat U vir my mense stuur, en dat U vir my kies wie by my kom bly. Ek is afhanklik van U, Here, dit het nie net gebeur nie. Ek bring dit voor U, ek bring my huis voor U, ek bring besprekings voor U, ek bring my lewe voor U, ek bring dat ek dieper sal sien as iemand by my deur instap. Gee my oë van understanding, Here, dat wanneer iemand uitstap, hulle geliefd sal voel. Want weet jy, elke mens met wie ek nog te doen gehad het, wou geliefd wees, en het 'n storie, 'n hartseer storie. Toe ek donderdag aand, het ek by die vroue gaan sit en hulle sê, kom drink tee, dis vir my die mooiste wanneer iemand my vir tee nooi in my eie huis, kom drink tee saam met ons, as ek nou vir hulle tee bring, dan sit ek 'n bietjie, dan drink ek tee, en dan vertel hulle my hulle stories, hartseer stories, van seer en verwerping, en ja, en op die oog af lyk dit of dit met hulle goed gaan, reisigers van die wêreld met geld, maar met 'n stuk stikkend. En dan kan ek hulle hande vat en sê, ek is so jammer. Ek wil vandag sê, ek ken nie een wat kan help en genees. En dis al wat ek sê. En soms as ek sien, die hart is oop, dan sê ek, can I pray with you? Bitter min het nog nee gesê. Want jy moet kyk, wie het die saad van God geval, wat gereed is om vrug te dra. Want julle, goedheid en guns wys. Maar dis nie iets wat ek moet perform nie. Ek hoef nie te perform nie. Dis iets wat hy reeds vir ons gegee het. Daarom wil ek vanoggend vir jou sê, is jy vir jou werk en jou gesin en jou skool van onskatbare waarde. Want sy guns is op jou. As jy vanoggend hier ingestap het, stap hier goedheid in, en daar kom guns, en daar kom geseënd, en daar kom vrede. Oh wow, elkeen van ons kom met iets mooi. Is dit nie amazing nie? Jy bietjie vanoggend nie lekker voel nie, en dan dink jy, wow, weet jy wat? Goedheid en guns is my deel. Ja, dit volg my al die dae van my lewe, maar hoe lyk dit? Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van my is. Geseënd is jy wat honger en dors na geregtigheid. Geseënd is jy wat se naam geskryf is in die boek van die lewe. Geseënd is jy wat treur, want die Here homself sal hom aan jou openbaar. Geseënd is die treurendes. Wow, ek dacht toe die taxman my terugbetaal, is ek geseënd. Dis wonderlik, ons het dit nodig. Ons het geld nodig. Maar dis nie wat my seën nie. Hy sê, the blessing of the Lord makes me rich, and it adds no sorrow to it. God se goedheid maak my ryk, maak jou ryk. Jy's 'n ryk mens, mense wil by jou wees. Dis lekker by jou. Maar weet jy wat, waarheid en liefde moet altyd gemeng wees. Ons kan nie net lief wees sonder dat daar nie 'n stuk waarheid uit ons kom en in ons is nie, né? Want dan gee ons vir mense halwe nuggets. Ons moet vir hulle die waarheid gee. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, toe sê die Here uiteindelik vir my goedheid is vir jou genoeg. Dit is al wat jy nodig het. My groot krag word sigbaar, word geopenbaar in jou lewe, wanneer jy swak en hulpeloos is. Wow. Wie voel vreeslik geseënd as jy kragteloos en hulpeloos is, nê?
Het jou jy al 'n maagbak gehad? Jy kan hom nie dink dat so 'n klein buggy 'n groot mens so kan neerbring, dat jy skaars badkamer toe kan loop nie, né? Nou dan voel ons nie vreeslik geseënd nie, maar hy sê steeds, jy moet net onthou, Chantal, ek is al wat jy nodig het. My krag word in jou openbaar wanneer jy swak is. En dan kan jy sê, Here, genees my. Here, help my. Wat moet ek gebruik? Wat moet ek nou drink? Moet ek gaan lê? Wees wys, nê? Maar sy krag word openbaar wanneer ons swak is. Ek onthou jare terug nou, ek was mos nou die skool se redenaar kompetisie, so Jan verloor elke fight in ons huis. Vroeër jare, ek is al sagter, maar om dit wat jy natuurlik goed in is, vir die Here te gee, julle, dink ek is een van die mooiste goed. Ek onthou een oggend het ek gebid voor ek het saam met Isa in Johannesburg bedien en ons ry en ek het die woord is in my hart en ek is rustig en opgewonde. Ek sal nou nie sê ek het afgesonder en gebid vir 3 dae nie, want ek voel gereed om te gaan praat. En terwyl ons so ry, hoor ek hoe die Heilige Gees vir my sê, Chantal, sal jy dit waarin jy goed is vanoggend aan my wy? En ek het so groot geskrik, want ek het geweet, hy praat van, dit wat jy dink jy in goed is, was eintlik ook 'n geskenk van hom. Jy moet dit gedurig voor hom bring, en sê, Here, sanctify and holy this word. En verander dit selfs as hy wil. Want ons is so geneig om dit wat ons in swak is vir hom te bring. Here, ek sê goed in dit nie, maar geseënd is die wat weet, hoe afhanklik hulle van God is. Elke dag, julle, mag daar vanoggend 'n stuk waarheid oor God se goedheid en liefde oor jou kom. Maak nie saak hoe jy voel nie, hoe jou finansies lyk nie, hoe verhoudings lyk nie, jy is geseënd. Hy noem jou geseënd. En mag daardie waarheid, julle, mag ons die woord lees en dit oor ons spoel, sodat ons nie 'n 7 minute tyd nodig het nie, want wat is meer kragtig as God se woord? Wat is meer lewendig as sy woord? Nee? Om te sê, ek sê jou dit, ek noem jou dit. Wie gee iemand anders die reg om jou iets anders te noem? En julle soms, comparison is the death to joy. Wanneer jy vergelyk. Ek onthou my maat het die vriendin gehad en sy het 'n baie stout man gehad en hy het altyd vir haar blomme gebring. Want die man het stout gewees, dan gaan koop hy vir sy vrou blomme en my pa het nooit vir my ma blomme gekoop nie en dan kan my ma nou so onvergenoeg draak. Dan sê ek, mamma, moenie vergelyk nie. Jy het 'n man wat getrou is, wat vir jou lief is, wat elke dag vir jou ontbyt maak, wat sy lewe lank gewy het om sy gesin te dien. Ja, maar ek wil ook blomme hê. Sê, kom ons gaan koop vir ons blomme. en julle wees wys, want daar's sulke goed wat die Heilige Gees in jou hart werk. Ek het geweet dat Jan is nie romanties nie, hy gaan in sy lewe nooit vir my blomme koop nie. Ek het dit sommer gesien. Jy sien sommer 'n ouetjie hier aankom en dis nie 'n blommeman die nie. So, die Heilige Gees het regtig, toe ek jong getroud was, het ek vir my gaan blomme koop en die eerste keer toe ek het doen, toe soen ek Jan op en sê vir hom, dankie vir die blomme. En hy was so oorstelp, hy het nie geweet wat hy nou moet sê nie, want het iemand namens hom blomme gestuur en hy wil hom nou nie hierdie deal mis, dat ek so dankbaar lyk nie. Hy weet nie, moet hy sê, dit was nie ek nie. Ek sê, jy kan maar ontspan. Ek het vir myself blomme gaan koop, maar weet jy wat, dis mos ons geld. So eintlik het jy dit vir my gekoop. So jy kan ontspan, jy hoef nooit vir my blomme te bring nie, maar wanneer ek 'n behoefte aan blomme het, gaan ek vir my koop. Want ek weet wanneer het ek 'n behoefte aan blomme. En ek gaan vir jou dankie sê. Man, ek dink hy het daai aand Gloria Halleluja in die bad gesing. Een minder, wat hy voorverantwoordelik hoef te wees, vir my geluk. Nou nog, hy merk blomme in ons huis op, dan sal hy sê, o, dis mooi. Dan sê ek, is dit nie mooi nie, dankie. Dan lag ons vir mekaar, dis net so maklik. Laat die Heilige Gees jou lei, want hoekom het ek vir myself blomme gekoop? Want ek is geseënd en ek is geliefd. En ek gaan nie wag tot iemand dit vir my bring, om te sê, ek is vir jou lief nie. Hy is vir my lief, en ek is geliefd. En daarom sal ek vir myself blomme koop. Dis 'n baie simpel voorbeeld. Asseblief moenie met hulle manne gaan beklei vanmiddag nie. Raak nou slim.
Sê ek is geseënd, ek is waardig, ek kan iets vir myself doen. Ek mag iets vir myself doen, want ek is die geseënde van die Here. Maar ek is geestelik ryk. Ek is ryk in die dinge van God. Ek is ryk in wysheid. Jan sê vir my, Chantal, die mooiste ding van wanneer ons so saam gaan, buiten die eenheid was perfek, is om die rykdom en die volwassenheid in die liggaam te sien. En weet jy wat, ons sien dit nie, wanneer ons nie onder druk is nie. Ons sien rarig wat in iemand is. Jan en Selna, toe julle deur julle baie swaar tyd gaan. Die goud wat voortgebring was, is nou nog 'n getuienis. Mense leef daarvan en sien julle en daar stap 'n wonderwerk. Daar stap 'n getuienis. Agnes, hoe jy leef. Hoe jy goed is vir mense, selfs in jou ou dag. Hoe jy nog steeds net blom. Met goedheid. Henriette daar by die ouete huis. Jy's goed vir mense. Dis amazing om te sien. En De Vries, jy wens elke liewe mens geluk. As ek op Facebook kom en ek sien iemand het verjaar en ek voel, ek het nie dit gesien of... dankie tog, De Vries het dit gedoen namens ons liggaam. Hy het gesien, iemand het verjaar, en dan net 'n paar dae later, dan sien hy sit hy met daai persoon in koffie drink. Dankie. Want ons is verskillend. Maar as liggaam vul ons mekaar aan, nee? En as liggaam vul ons mekaar op, en so kan God verheerlik word. En God maak ons ryk. Ek wil vir ons verder lees Psalm 118, die kindertjies kan inkom. Psalm 118 vers 26. Blessed is he who comes in the name of the Lord, because the Lord has blessed him from his house. As jy kom om die naam van God te verkondig, noem hy jou geseënd. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Geseënd is jy wat kom in die naam van die Here. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. Geseënd is elkeen wat daardie reverential fear van God het. Julle, dat ek onthou eendag vra ek my mamma, iets klein het gebeur, ek kan nie eers onthou nie, maar sê nou maar, ons het by die huis gekom, toe het ons 2 van iets gekry en ons het net 1 gekoop. En dis iets in die Kaap, en ek is nou sommer vies, want nou wat nou? En ek ken my ma, ek weet, ons gaan hierdie ding moet terugvat, want sy is 'n regverdige vrou. Dis nie, lekker, kyk hoe gebless is ek nie, 2 vir die prys van 1 nie. En ek sê vir haar, yes, mamma, jy maak nou vir my baie moeite, hoekom is dit nou so belangrik dat ons hierdie ding terugsteer? Ek ken eintlik die antwoord. Sy sê, want my kind, ek het soveel eer vir my vader, dat ek kan nie sy hart bedroef, om hierdie ding te ontvang wat ek nie betaal het nie. En ek het daar so gekyk, en as mens enigstens liewer vir iemand kon word op daai oomblik, net daardie waarheid, daardie vrou van statuur wat my, selfs op 'n hoë ouderdom, weer iets van haar karakter wys. Nou ja, ek het hulle gebel en gesê, weet jy, ek kom nou eers oor 2 weke weer terug, en ek wil net hê, sodat, mense is net bang, iemand betaal vir daai ding, dat julle weet, hierdie transaksie, en ons kom terug met, ons het 2 gekry, en ons kom terug met 1. En so dit gaan teruggee. Weet jy hoe lekker was dit om daai ding, om te gaan reg doen, daai ding te gaan teruggee, want hy was nie onse nie, nee? Want jy doen dit net, as jy weet, dat die rykdom van Christus reeds in jou is. Jy voel nie geseënd nie, jy is geseënd. Ons gee nie omdat ons geseënd wil word nie, ons gee omdat ons geseënd is. Nee, dis 'n ander perspektief, en wanneer ons daardie perspektief het, dat ek is reeds geseën, dan loop ons vanuit oorwinning na oorwinning na oorwinning. Ons begin waar Christus gesê dit is volbring. My werk is voltooi, dan begin my en jou pad daar. Daar's nie 1000 goed wat ons moet doen nie, buiten die gehoorsaamheid wat hy van ons vra. En daarin moet ons gehoorsaam wees, nee? En daarin lê hy goed op ons hart om in heiligheid te groei, want hy is heilig. Maar vanoggend wil ek vir ons aanmoedig. Jy's geseënd, Nicola, met elke seëning van die Vader. Julle, dat hy sy gawes hoegenaamd vir ons sy kerk gee. Hoe groot is dit? Dat hy jou insig gee, dat hy woord van waarheid en kennis gee. Dank die Here vir sy liggaam, dank hom vir sy gawes, en kom ons vra, dat ons het meer begeer, om woorde van insig te kan hê, woorde van wysheid, bonatuurlike insig en kennis, dat ons mekaar en mense buitekant bedien, dat jy wanneer jy by iemand kom wat
vir jou petrol ingooi, dat jy woord van waarheid vir daardie persoon en sy saak kan hê, julle, dat God se heerlikheid versprei kan word, dat toe God gesê het, I will call this place my delight, Eden, is daar dinge wat ek en jy doen, wat hy op ons harte lê, wat Eden help blom. Dit is vir my so lekker om te sien hoe vol en besig is ons vallei, want ek dink, hier's nou mense besig om te prosper finansiëel hier uit. Wow, kyk hoe vol is ons winkels, kyk hoe vol, nie, ek kry nergens parkering, kyk hoe lyk die dorp, vol en vuil, en kyk hoe mors die besoekers, en wara. Wow, dankie Here, dat U ons Cederberg geseën het met blomme, en mense kom kyk dit. Wow, dankie Here. Want ek is geseënd sal ek wees in die stad, en geseënd sal ek wees in die veld. Waar ook al ek is ek geseënd. So nou wil ek hê, elkeen van julle, ons gaan nou toets skryf, né, onthou julle? Ekskuus, lê op die goed. Elkeen van julle moet sê, ek is geseënd, en dan moet jy sê hoekom. As jy nie wil nie, vat jy net aan die persoon langs jou, dan gaan dit aan, gaan die ry verby, nee? Maar maak 'n ek is deklarasie vir oggend. Die kamera gaan nie na julle toe wys nie. Ek sal sê wat die persone sê, want anders vries mense mos, soos wat hierdie rekenaartjies soms op ons vries. Of daar kan ek sê, julle wat aanlyn gaan kyk, kan dit by die huis doen. Doen dit asseblief met jou geliefdes en hou nagmaal saam en sê, maak 'n deklarasie van geloof. Ek is die geseënde van die Here, want ek is vry en ek ken hom. Wat ook al, hoe eenvoudig het ook al vir jou is, ek is die geseënde van die Here, want dit het hy in my lewe gedoen. Ek is die geseënde, I am blessed, because I will be in the house of the Lord for always. Ek is geseënd, want ek weet hoe afhanklik ek van die Here is. So elkeen van ons gaan nou 'n ek is statement maak, en ook elkeen wat aanlyn is, doen dit by die huis, hou nagmaal saam met jou geliefdes, dan groet ons julle eers. Baie seën. Dankie.